destined to die, poured out for all mankind. God's only Son, perfect and spotless one, and He never sinned, but suffered as if He did. And all authority, every victory is yours. All authority, every victory is yours. Savior now, Savior, worthy of honor and glory, worthy of all our praise. You overcame. Jesus, awesome in power forever, awesome and great is your name. You overcame. Goeiemôre, baie welkom almal. Saam met ons vanmôre. Voor ons begin vanmôre, net die gedagte dat God is dieselfde, gister, vandag en tot in ewigheid. Hy verander nie. Hy bly dieselfde. Ons verander, ons groei, ons gaan deur fases, ons kom tot nuwe ontdekkings. Maar God is dieselfde. Hy verander nie en daarom kan ons glo en vertrou en vasstaan op wie God is. Moenie dat die wêreld vir jou en vir my, amper wil ek sê, verveeld maak met die Here nie. Dat ons heeltyd 'n nuwe ding moet weet nie. Bly by die beginsels, die waarhede, die onveranderlikhede van dit wat God in ons lewe gedoen het. Ons praat vanmôre oor die beginsels van 'n goddelike lewe. So kom ons sit net so, dan bid ons net saam. Almagtige Vader, baie dankie vir hierdie dag wat U gemaak het. Dankie vir U woord wat ewig staan, onveranderd is. Waarop ons kan staatmaak, waarop ons lewens kan bou. Al verander die wêreld en al verander die wêreld die doelpale en al verander hulle wat reg en verkeerd is, bly dit wat U sê. Die hoekstene en die beginsels waarop ons lewens bou. Ons loof en prys U vandag. Ons eer U en ons bid dat U ons sal bedien met U woord, dat dit toegang tot ons hart sal vind, dat ons kan groei en kan stabiel op die hoeksteen van Jesus Christus ons lewens bou. Prys U heilige naam, Vader. Amen. Goed, so ons gaan vandag verder met die volgende paar beginsels. Ons gaan 4 vandag deel. Ons het laasweek na 3 beginsels gekyk wat veroorsaak dat ons 'n goddelike lewe kan lei. 'n lewe van toewyding aan die Here, 'n lewe wat nie deur die wêreld beïnvloed word nie, 'n lewe waar ons nie in die wêreld ons vervulling en ons vrede en ons geluk gaan vind nie, maar by God. Goed, so die heel eerste beginsel wat ek vandag wil deel, is die beginsel van gehoorsaamheid. Net so op daai noot, ons het laasweek gekyk na 3 beginsels, die beginsel van geloof, van vertroue en van meditasie. En vandag se eerste beginsel is die beginsel van gehoorsaamheid. Dat God verwag dat ons sy woord sal ernstig opneem, sy woord sal beskou as waarheid, en as ons dit doen, dan sal ons mos nou sy woord 'n ereplek in ons lewe gee en dit wil uitvoer en dit wil doen, want dit is die beginsels wat oorwinning en wat vrede en vreugde in ons lewens dan sal bring. So goed, ons begin vanmôre
En ons kyk na Deuteronomium 27 vers 10. Die Here sê vir ons daar, daarom moet jy luister na die stem van die Here jou God en luister na sy gebooie en sy insettinge en dit volbring wat ek jou vandag beveel. Verder Deuteronomium 28 vers 1. As jy dan luister na die stem van die Here jou God, om dit sorgvuldig te hou, al sy gebooie wat ek jou vandag beveel. As ons die insettinge van die Here gehoorsaam en in sy weë wandel, lewe ons op 'n hoër vlak. Met ander woorde, ons lewe volgens dit wat die Almagtige, die Koning, die Here, die Alwetende, die alomteenwoordige, dit wat hy sê sal werk, dit wat hy sê die beginsels is, dit wat hy tot ons spreek deur sy woord. As ons dit respekteer en eer en dit hoog ag en as die fondamente van ons lewens gebruik, dan lewe ons op 'n hoër vlak. Ons is nie beter as enigiemand anders nie, maar ons het gekies om in sy weë te wandel. En soos ons laasweek gesê het, dit is 'n keuse, dit bly 'n keuse. In Lukas hoofstuk 6, vers 46 sê Jesus hierdie woorde: En wat noem julle my Here, Here, en doen nie wat ek sê nie? Elkeen wat na my woorde luister en dit doen, hy is soos 'n man wat sy huis bou en die fondament op die rots lê. Die rots, die fondament is uit die aard van die saak God se woord. Dis God se beginsels, dis die waarhede en gehoorsaamheid aan sy woord. Wat baat dit dat ons die woord ken? Wat sal dit vir ons tot voordeel wees om die woord te ken, maar die woord het nie autoriteit of gesag of senioriteit in ons lewe oor ander goeters nie. Dan is so 'n woord tog dan ons nou eintlik half nutteloos. Wat sal dit help dat ek weet wat om te doen, maar ek dit nie doen nie? Okay, so as ons nie glo dat God waarheid is nie, dat hy goed is nie en dat sy woord eg en reg is en dat sy woord goed is nie, dan natuurlik sal 'n mens dit nie doen nie, want as ek nie glo dat God se woord die waarheid is nie en ek glo nie dat God se woord goeie instruksie en beginsels en fondamente is nie, dan is daar mos dan nou geen rede hoekom ek dit dan sal doen nie. Gehoorsaamheid aan die woord van God. Met ander woorde, om God se woord te hoor, om daarna te luister, om dit te bestudeer en dan dit te doen. Word gemotiveer. Dit vloei vanuit 'n plek, hoor mooi, van die eerste 3 beginsels wat ons oor gepraat het. Ons het gepraat oor gebed, geloof en meditasie. Gebed, geloof en meditasie help ons. Dit motiveer ons. Die Engelse woord is empower. Dit gee ons krag om te kan doen wat ons in die woord lees. Om gehoorsaam te kan wees. Goed, so verder sê die Bybel vir ons in Johannes hoofstuk 2, 1 Johannes hoofstuk 2, en ek gaan daar vir ons lees vanaf vers 15 tot 17. Die woord sê vir ons dan die volgende: Moenie die wêreld lief hê of die dinge van die wêreld nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, hoor mooi, 3 dinge. Die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikhede, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Met ander woorde, om gehoorsaam te wees, met ander woorde, om te doen wat God sê ons moet doen. Kan ek net sê, partykeer is dit moeilik. Dis nie altyd maklik, dis nie altyd die gunsteling keuse nie. Dis nie altyd die populêre opinie nie, van selfs vriende en mense om ons, familie nie. Maar om te doen wat die woord van die Here vir my sê in beginsel. En ek praat nie van om, vergewe my, om woorde tot in sy 6de vlak te ontleed en die Grieks en Hebreëus uitmekaar uit te haal en dan hier by een fyn puntjie uit te kom, want as jy nou nie
elke dag 3 keer om die tafel loop, dan is die Here nie tevrede. Ek praat nie van dit nie, ek praat van die hoeksteen beginsels, geloof, vertroue, meditasie, gehoorsaamheid, daai hoofdinge. As ons nie dit gebruik as die hoekstene nie, dan is dit baie maklik om in die wêreld te verval. Dan begin die dinge van die wêreld vir my baie rooskleurig lyk. Dit begin vir my baie interessant lyk en dit begin my uitlok. Okay? Want hy sê, moenie die wêreld lief hê nie. Nou hoor mooi, hoekom sal God dan sê, moenie die wêreld lief hê nie? Want jy sien, God weet, dat as ek en jy in hierdie wêreld lewe, gaan die wêreld vir ons 'n versoeking wees. Die wêreld gaan 'n trekpleister vir jou en my wees. Want, kom ons sê net vir mekaar so, die wêreld maak beloftes, ons het dit al baie gesê. Die wêreld sê vir my en vir jou, net soos wat die duiwel vir Adam en Eva gesê het, man, as jy dit doen, gaan niks gebeur nie, en as jy dit doen, gaan jy gelukkig wees, jy sal soos God wees, ensovoorts. Net so kom die duiwel vandag, en die duiwel sê, nee man, moet nou nie so ernstig oor die woord van die Here wees, en dit help nie, vat jouself so ernstig op nie, man, doen dit, niks sal gebeur nie, jy gaan inteendeel, dit gaan vir jou geluk, vrede, vreugde en voorspoed gee. Enige iemand wat al gegaan het en gedoen het wat die wêreld sê, glo ek, het al besef, dat die wêreld en die beloftes wat die wêreld maak, leeg en teleurstellend is. Dit betaal nooit wat dit beloof nie. Okay, so hy sê dan, want alles wat in die wêreld is, hoor mooi, die begeerlikheid van die vlees, met ander woorde, waar word ons versoek? In die vlees, dit wat lekker is, dit wat nice is, dit wat my nie iets kos nie, daar's geen inspanning nie, daar's geen opoffering nie, alles is net easy go, nee? Die begeerlikheid van die vlees, okay? Tweedens, die begeerlikheid van die oë, dit wat lekker lyk, dit lyk interessant, okay? En dan derdens, die grootsheid van die lewe, die eer, die roem, dit wat die lewe my kan bied, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En ons het gelees dat die wêreld gaan verby. Die wêreld gaan nie vir ons, vir my en vir jou, betaal wat dit beloof het nie. Goed, God se woord, God se wil, God se plan of die wêreld. Dis een van die twee. Ek kan nie 'n vriend van die wêreld wees en 'n vriend van God nie. Ek wil die volgende so sê. Dit beteken nie dat as 'n persoon vir dalk in 'n oomblik van swakheid of in 'n periode van swakheid wêreldse aktiwiteite doen, dat hy nie meer 'n Christen is nie en dat die Here nie vir hom lief is nie. Dit is uit die aard van die saak nie wat die woord sê nie. Maar wat dit wel sê is dat jy kan nie 'n vriend van God en 'n vriend van die wêreld onophoudelik wees nie. Jy kan nie met die een voet in die wêreld loop en die een voet in God se kant loop en dis reg en daar gaan jy en vir die res van jou lewe jy so nie. Dit sal ongelukkig, nie ongelukkig nie, gelukkig. As dit nie ongelukkigheid bring nie, wat sal ons ooit motiveer om reg te draai? Wat sal ons ooit motiveer om terug te kom? Wat sal ons ooit motiveer om reg te maak waar ons gefouteer het? Jy sien? Ja, ons raak soms verstrengel in die dinge van die lewe, die dinge van die wêreld. Maar dan kom God. En net soos met die verlore seun. Jy sien, daar's 'n verskil tussen die verlore seun en die verlore skaap. Okay? Die skaap word gesoek. Die skaap is iemand wat nie weet nie. Hy's uit onkunde uit waar hy is. Hy val in 'n sloot in of iets gebeur met hom. So dit is nie 'n kwessie van ek neem 'n besluit, ek gaan in die wêreld in, dis wat die verlore seun gedoen het. Hy het besluit ek is klaar met hierdie storie by my pa se huis. My pa se huis is te klein vir my. Ek het planne en plekke om te sien en mense om te ontmoet. En hy het die wêreld gekies en hy het die wêreld gaan verken en hy het gegaan. En wat doen die Vader met die verlore skaap, nê? Die verlore skaap. Hy gaan soek hom. Hy gaan soek en kyk waar hy in die gat geval. Maar wat doen die Vader met die verlore seun? Weet jy wat doen hy? Hy wag by die huis. Hy wag vir hom. Want jy sien, die verlore seun is waar hy wil wees. Hy wil daar wees. Hy het nie verdwaal nie. Hy het aspres so toe gegaan. En wat gebeur? God stuur die Heilige Gees. Die Heilige Gees gaan en hy praat met daai seun, deur sy gewete, deur sy gedagtes, en hy bedien hom, en hy sê vir hom, hy herinner hom aan sy pa se huis.
Hy herinner hom aan waarvanaf hy kom. Hy herinner hom wie sin hy is. Hy's 'n kind van sy pa. Hy's 'n erfgenaam van sy pa. En hier sit hy, ons weet, die verlore seun se pad het geëindig in die varkhok. Hy het in die varkhok gesit, hy het nie kos of klere gehad, hy het nie werk gehad nie. Dinge het uitmekaar uitgeval. En hier's net 'n baie belangrike gedagte wat ek wil deel. Ek en jy hoef nie te wag totdat die wiele afval voor ons draai nie. Ons hoef nie te wag tot ons in die varkhok sit nie. As jy vandag besef, Jessie man, die pad waarop ek is die verkeerde pad. Moenie wag totdat jy in die varkhok sit nie. Draai vandag. Stop vandag. Draai terug na God toe. Staan op en doen wat die verlore seun gedoen het. Wat het hy gedoen? Die Bybel sê, hy het tot homself gekom en hy het vir homself gesê, ek sal opstaan en ek sal na my pa toe teruggaan en ek sal vir hom sê, pa, ek is jammer dat ek hierdie ding gedoen het. Dis nie dat hy homself minag of bejammer nie. Dis net dat hy vir sy pa sê, pa, ek het gedink dis die regte ding. Ek het gedink hierdie pad wat ek gaan loop, die wêreld, dis wat ek wil doen en dis waar geluk en vreugde en oorwinning lê. Maar ek het op die harde manier uitgevind, dit is toe nou nie so nie. En so ek wil terugkom na u toe, my pa, my huis, my mense. Ek wil terugkom na my wortels toe. Ek wil terugkom na my pa toe. En ek wil weer u seun wees. En ons sien dat die gesindheid van die verlore seun was een van nie iemand blameer nie. Dis nie van ja, maar ek kan nie help nie, dis ander mense se skuld nie. Hy het verantwoordelikheid vir homself gevat en sê ek is jammer en ek wil terugkom. En hy was ook bereid om die minste te wees. Hy was bereid om 'n diensknegt in sy pa se huis te wees. Ons sien wat sy pa doen. Hy restoreer hom, hy ontvang hom terug, hy hou vir hom 'n feesmaal en dis presies wat God met elkeen van ons wil doen. So die beginsel is dat ons vandag kan sê dat om gehoorsaam te wees, het verseker 'n baie belangrike rol in ons lewens. Dan die tweede gedagte vandag is die leiding van die Heilige Gees. Ons moet onder die leiding van die Heilige Gees lewe. Lukas 24:49 En kyk, ek stuur julle die belofte van die Vader, maar julle moet in Jerusalem bly totdat julle met krag vanuit die hoogte ontvang het. Handelinge 1:8 En julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle gekom het. En julle sal my getuies wees in Jerusalem en Judea en in Samaria tot aan die uiterstes van die aarde. In Matteus 3:11, net so 'n paar versies om hierdie gedagte te vestig. Hy sê, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Jy sien, as kind van God is ek gered. Ek is verseël deur die Heilige Gees, sê die woord vir ons in Efesiërs. Ons is verseël deur die Heilige Gees tot op in die ewige lewe. Maar al is ons kinders van God, al is ons wedergebore kinders van God, sê God nog steeds vir ons, wag vir die Heilige Gees. En wanneer die Heilige Gees kom, wat gebeur? Jesus sê, ek sal jou doop met die Heilige Gees. Soos wanneer jy beskuit en koffie doop, jy sit hom binne in die koffie, haal hom uit en hy's deurdrenk van die koffie, of dan nou van water, of wat ook al jy in gedoop word. Nou hoor mooi wat sê die Here. Hy sê, hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Hoekom? Want om as kind van God te lewe, nie net te wees nie, daar's 'n groot verskil. Om 'n kind van God te wees, moet wat gebeur? Wedergeboorte moet plaasvind. Ek moet my hart vir die Here gee. Ek moet, in Engels die woord surrender is mooi, ek moet oorgee aan God. Ek gee my lewe vir U Here, en God red my en verlos my. Dan sê die Here vir die disippels, wag in Jerusalem, totdat julle die Heilige Gees ontvang het. Hoekom? Want wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees gee vir 'n Christen krag om as Christen te kan lewe, om in geloof, om in gebed, om in toewyding en meditasie en die eerste een wat ons vandag oor gepraat het, gehoorsaamheid te kan lewe. Die Heilige Gees gee daai krag. Hy gee vir jou daai leiding. Hy help jou. In Efesiërs 5:8 sê die woord, ek gaan dit in Engels vir ons quoteer. Hy sê, be not drunk with wine, but be ye filled with the Holy Spirit. En ek wil dit so sê, we get baptized with the Holy Spirit once and filled with the Holy Spirit continuously. So in Engels sê die woord, be not drunk with wine, but be ye being filled. Met ander woorde, dit is continuous tense. Dit word gereeld gedoen. Dis nie net van ek word een keer
gedoop in die Heilige Gees, nou is ek vol van die Heilige Gees en dan is dit nie. Elke keer wat jy God se aangesig soek, wanneer jy in die kerk jouself totaal aan die Here oorgee, dan kom die teenwoordigheid van die Heilige Gees en hy vul jou en hy maak jou weer vol en dit word in jou 'n rivier van lewende water wat oorstroom. En dis wat God wil hê. Baie keer in die lewe kan dit so gebeur, dat ons is op 'n stadium vol van die Heilige Gees gewees, vervuld met die Heilige Gees en passievol vir God. En dan dwaal ons af, ons raak lou, ons begin 'n ander pad loop, ons gaan nie meer kerk toe nie, ons lees nie meer Bybel nie, ons verlaat die beginsels van 'n goddelike lewe, ons begin 'n ander pad loop, en dan raak ons geestelik droog, dis soos 'n kar wat sonder olie ry, is nie 'n goeie plan nie. En wat God doen is, hy kom weer, en ons kom terug na hom toe, en ons verootmoedig onsself voor die Here. Die woord sê, humble yourself in the sight of the Lord, and he will lift you up. Ja, daar's tye wanneer ons onsself moet verneder. Daar's tye wanneer ons nie onsself moet minag en minder maak as wat ons is nie, maar verneder beteken, ek kies om onderdanig aan God te wees. Ek kom en ek kies die Here en ek stap die pad met hom. En wat doen hy? Hy vul my weer met die Heilige Gees. Hy vervul my. Be ye being filled. Once you've been baptized in the Holy Spirit, God will continuously create opportunities for you to be filled in church, in praise and worship, deur die Bybel, deur interaksie met mede-Christene. Kom die Heilige Gees en hy roer die Gees binne in jou. En dit kwalifiseer jou, dit nie kwalifiseer, dit stel jou in staat. Dit gee vir jou krag en jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En dis krag om 'n getuie te wees. Dis 'n krag om die getuienis van Christus effektief en kragtig te kan deel, sodat mense dit kan verstaan en hoor. Die Here werk in ons deur die Heilige Gees, en wat hy gebruik is ons gewete. Hy praat met ons deur ons gewete. Hy sê vir ons, moenie hierdie pad loop, jy loop daai pad, pas op vir dit, pas op vir dat. So ons gewete moet bruikbaar en skerp wees vir die Heilige Gees. Romeine 8:14 sê, die kinders van God word gelei deur die Gees van God. En so dis baie belangrik dat ek en jy as 'n beginsel in ons lewe sal hê, die bereidwilligheid om te luister na die Heilige Gees, om my gewete in te skerp, om te sê, Here, wat sê U vir my? Jy sien, die stem van die Here klink amper soos jou gedagtes, en ek wil dit net kwalifiseer gou-gou. Natuurlik is al jou gedagtes nie die stem van die Here nie, en daarom moet ek en jy onderskei. Kom ons maak dit net gou maklik. Die gedagtes, wat se gedagtes kan ek hê? Ek kan my eie gedagtes hê, sommer bloot eie gedagtes, ek is honger, ek is lus om bietjie buite te gaan sit, of ek is lus om 'n draai te stap. Dis sommer net my eie gedagtes. Tweedens, kan ek gedagtes van die duiwel kry, die duiwel se gedagtes en God se gedagtes. Maar en onthou, dit klink alles net soos my eie gedagtes. Nou, hoe onderskei ek tussen God se gedagtes en die duiwel se gedagtes? Dit is baie maklik. Die gedagtes van God bou op, dit seën, dit bemoedig, dit gee krag, dit motiveer. Wat doen die gedagtes van Satan? Dit breek af, dit vernietig, dis negatief, dit blaas vrees, onsekerheid, ongeloof, haat, tweespak. Dis wat dit doen. So, om te onderskei tussen die gedagtes wat ek in my hart het, of dit die Here is wat met my praat, en of dit maar net ek self is, en of dit die duiwel is dit die manier hoe ek dit doen. En as jy so bietjie na hierdie beginsels begin kyk, gaan jy agterkom hoe baie God met jou praat. God, jy het 'n gedagte in jou hart, en jy weet, dis nie jy wat dit net uitgedink het nie. Hier is hierdie gedagte, wat binne in my hart is, en dit is definitief nie die duiwel nie, want dit is 'n gedagte van hoop, en van oorwinning, en van krag, en dis dan die Here. So ons moet sensitief wees vir die Here, om 'n goddelike lewe te lei. Die volgende gedagte wat ek wil deel, is vrygewigheid. Lukas 6:38 sê, gee en aan julle sal gegee word. Met dieselfde maat waarmee jy meet, sal weer vir jou gemeet word. As ons synig is, as iemand synig is, met ander woorde, jy kry baie keer mense wil nie gee nie, hulle is bang om te gee. Wat is die motief hoekom mense nie wil gee nie? En ek gaan nou na 'n paar kyk, maar die eerste ene is dat mense is bang. Vrees motiveer mense om synig te wees, om nie te gee nie, want hulle dink by homself, dis myne, waar gaan ek, as ek weggee, waar gaan ek weer kry? Maar jy sien, 'n oop hand en 'n oop hart kan gee, maar ek kan ook ontvang. Wanneer my hand toe is, dit wat in my hand is al wat ek het. As ek nie my hand oopmaak om te gee nie, kyk mooi, dan kan ek nooit weer iets kry nie. En so,
Die 'n onwilligheid of 'n onvermoë om te gee, is baie keer gesetel in vrees. Miskien het 'n persoon arm groot geword, of miskien is 'n persoon iewers in die lewe ingeloop deur iemand en hy het alles verloor. En dit gebeur so baie keer dat so 'n persoon by homself dink, man, ek gee nooit niks weer nie. Dan is daar twee ander redes hoekom mense nie wil gee nie. Die eerste een is die gedagte van, man, ek het niemand nodig om my finansies vir my te help nie. Die Here is fyn, ek is lief vir hom en ek eer hom, maar my geldsaake is my geldsaake. Ek sal dit self doen, okay? Die volgende een is mense wat dink en redeneer, my geld en my besittings het ek self voor gewerk met my eie krag, ek het dit self verdien, so ek gee vir niemand niks nie. Weereens is dit 'n verwronge prentjie, want as ons net vir 'n oomblik stop en dink, alles wat ek het ek gekry. En mense sal byvoorbeeld sê, nee, ek staan vroeg in die oggend op en ek werk tot laat in die aand. Hier is die vraag, met wie se krag staan ons vroeg op? Wie is die een wat my hart laat klop? Wie is die een wat vir my besigheidskennis, wysheid, gawes, talente, guns gee, sodat my besigheidstransaksies uitgevoer word, sodat die dief nie kom en alles steel nie? Jy sien, dis God. So of ek, wat ek ook al het, en hoeveel ek ook al het ek uit God se hand uit ontvang. Ja, daar's beginsels van harde werk, van toewyding ensovoorts. En dit, God seën dit, verseker seën God dit. Maar hoor mooi, of ek hard werk of nie hard werk nie, die punt is dat ek bereid sal wees om te gee, om 'n vrygewig met vreugde te kan gee. Die Bybel sê, God loves a cheerful giver. En dit is so belangrik, dat ons as beginsel in ons lewe sal inbou, die vermoë om te gee. Want God is 'n gewer. God het eerste alles vir ons gegee, voor hy enigiets terug van ons af vra. Goed, dan die laaste gedagte is die gedagte van vergifnis. Vergifnis, of dan nou onvergifnis, is seker een van die grootste struikelblokke in Christene se lewe. Want om nie te vergewe nie, is om 'n las te dra wat ek nie kan behartig nie. Onvergifnis, om onwillig te wees, om wat aan my verkeerd gedoen is, te laat gaan, is groot. Dit is 'n massiewe swaar las, wat ek en jy nie kan dra nie. Nou, vergifnis is nie maklik nie. Dis nie maklik om iemand te vergewe wat jou verraai het nie, wat jou verloon het nie. Dis nie maklik nie, maar dis noodsaaklik. En daarom sê die woord, wanneer hy oor vergifnis praat, is dit nooit 'n opsie nie. Die woord sê vir ons in Markus 11:24, wanneer jy staan en bid, vergeef as jy iets teen iemand het, sodat jou Vader wat in die hemel is, jou ook kan vergewe. Jy sien, as ek nie vergewe nie, dan word die straf dubbel. Met ander woorde, as iemand iets aan my doen, dan ly ek skade. Iemand kom my te na, so ek ly skade. En deur nie te vergewe nie, ly ek weer skade. Want onvergifnis is 'n sonde. Dis nie my plek om te oordeel nie. Ek het nie die kapasiteit om te oordeel nie. Die Bybel sê, die oordeel kom God toe. En vergifnis beteken maar net, dat ek God die reg gee, om te oordeel oor die mense wat my te nagekom het. Ek wil net dit sê, vergifnis beteken nie dat as ek iemand vergewe, daai persoon vrygespreek word en skotvry afkom van wat gebeur het nie. Dit beteken net dat ek nie die een is wat die betaalwerk doen nie. Ek is nie die een wat reg en geregtigheid afdwing nie. Wat ek wel doen is ek gee vir God die reg om daai persoon mee te deel na sy goeddenke. Jy sien, en dan word ek vry. Ek word vry van daai verantwoordelikheid om wraak, om geregtigheid uit te voer en om op die einde van die dag die saak te laat klop. Die oordeel kom God toe. En wanneer ons die oordeel vir God gee, kom daar vrede in ons harte, 'n rustigheid en 'n kalmte, dat wat wie ook al aan my gedoen het, staan hulle verantwoordelik teenoor God en nie meer teenoor my nie. Solank mense teenoor my verantwoordelik staan, het ek die verantwoordelikheid om geregtigheid te laat geskied. Ek is in beheer. Ek moet sorg dat daai ou terugbetaal word. En weet jy, ons kan dit nie doen nie, want die woord sê, vergewe, want met dieselfde maat waarmee jy meet, sal weer vir jou gemeet word. As ek in onvergifnis teenoor iemand anders staan, hoe kan God in vergifnis teenoor my staan? En dit wat hy ook vir ons dan sê. So daarom wil ek jou bemoedig vandag. As jy sukkel met onvergifnis, as al mense is wat jy uit die diepte van jou hart uit haat, want vir wat hulle gedoen het, hoor mooi, gaan praat met iemand en vra hulp en laat bid daaroor en vra die Here deur sy Heilige Gees, deur sy woord, dat hy jou bedien. Want vergifnis is noodsaaklik vir elkeen van ons. Dis 'n beginsel wat elkeen van ons in ons lewe nodig het.
Daarom wil ek dan afsluit en ek wil sê, as ek hierdie beginsels net weer vir ons kan herhaal, geloof, vertroue op God, geloof en vertroue op God, gebed en om oor die woord na te dink, meditasie. En dan wat ons vandag oor gepraat het, gehoorsaamheid tot God, die leiding van die Heilige Gees, vrygewigheid en dan vergifnis. Hierdie is daar's nog beginsels, maar hierdie is die hoofbeginsels. As ek en jy hierdie beginsels in ons lewe inbou en seker maak dat hierdie aspekte solied en klinkklaar en vas staan in my lewe, dan sal ons nie van die pad afloop nie. Ons sal nie die verkeerde pad loop nie. Ons sal nie val in hierdie wêreld en in die wêreld in al sy dinge betrokke raak nie. So ek wil jou bemoedig vanmôre, ek wil vir jou sê, God is goed, God is 'n koning, en ek wil jou vra om saam met my na hierdie liedjie te luister, en die Here net te dank vir sy wonderlike liefde en genade, dat hy jou en my sal help, dat ons hierdie beginsels as fondamente in ons lewe sal inbou. So kom ons luister dan na hierdie saam. Grace that flows like a river, washing over me. Fount of heaven, love of Christ, overflow in me. Thank you, Jesus. You set me free. Christ my Savior, you rescued me. Take this life, deliver a vessel of your love. Holy now devoted to see your kingdom come. Thank you, Jesus. Set me free. Christ my Savior, you rescued me. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You set me free. Christ my Savior, you rescued me. Thank you, Lord. No one like you, Lord. We worship you, God. There's nothing like you, Lord. We go, God. Come on, with one voice, we sing it out tonight. You've given me life, you've opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You've entered my heart, you've set me apart. I love you, Lord. I love you, Lord. You've given me life, you've opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You've entered my heart, you've set me apart. I love you, Lord. I love you, Prys die Here, hy is goed. Ons dank hom vir sy wonderlike liefde en genade, vir sy getrouheid in ons lewens, en dat kom ons sit dan net so en dan bid ons net saam.
Vader, baie dankie vir u woord. Dankie vir u beginsels wat klinkklaar staan, wat nie verander nie, wat dieselfde bly en wat ons, Here, meer en meer van leer hoe om dit toe te pas en hoe dit in ons lewe belangrik is. Leer ons, my Vader, deur die woord, deur die Heilige Gees, om naby aan u te lewe, om naby aan u te wees, om nie toe te laat dat allerhande ander middele en dinge en sake tussen ons en u kom, die Here. Ons loof en prys u. Ons dankie dat u die volle prys betaal het, sodat ons volle kinders van God kan wees en in volheid u pad kan loop. Dankie vir vergifnis. Dankie vir u getrouheid om ons altyd terug te bring, soos die verlore seun, die verlore skaap, dat u ons altyd soek en altyd red en altyd terugbring. En daarvoor loof en prys ons u vandag. Wees met ons in hierdie dag, in hierdie week, seën ons en word u verheerlik in ons lewe, almagtige Vader. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Prys die Here. Mag jy 'n wonderlike dag hê en 'n week hê. Mag die Here jou seën. Amen.